En daarom, met die geloof dat die Here hier teenwoordig is, met die geloof dat die Here graag met my en jou wil praat, met die geloof dat jy graag wil luister, kom ons maak die woord van God oop by Job. En as jy jou Bybel saamgebring het, kan jy saam met my lees. En die boek het so baie om te sê, dat ek het gevra, as ek oor hom praat, kan ek ten minste 2 sondae kry. Nou, julle gaan agterkom, dat my preke partykeer half so 'n bietjie 2 preke in 1 is. Daar's so baie. Dis 'n wonderlike boek, wat ons nie altyd maklik lees nie. En vir diegene wat nou laas Sondag nie was nie, net so kort, die boek Job is bekend as die oudste en die bekendste geskrif van alle tye. Daar's 10 van hulle, en hy is nommer 1. Nie deur gelowiges besluit nie, deur mense wat weet, waar gaan die lewe? En dan noem hulle name uit die geskiedenis uit, maar Job staan eerste. En tog is dit 'n boek wat ons nie maklik lees nie. Ja, ons het in die begin wat ons noem prosa, en prosa is 'n storie, en dan ons in die einde, die laaste hoofstuk is ook prosa, en dan is dit soos 'n toebroodjie en in die middel lê die lekkerte. En dit is in daai lekkerte waar ons baie keer verdwaal raak. Want jy sien, as ons dit in Hebreëus lees, is dit 'n gedig, poësie. En poësie kan beeldspraak gebruik. Hy kan 'n beeld gebruik om iets te sê, al is dit nie letterlik so. En dit is hoekom ons baie keer nodig het om eintlik te vertaal wat ons lees. Ek het laas Sondag het ek begin en ons het geëindig by hierdie spannende oomblik waar ons ontdek dat Satan en God is in 'n wetenskap. Want wat het gebeur? Dan sê aan Job, voor die troon verskyn die engele. Nou onthou, Satan was 'n gevalle engel. En hy was een van die hoofengele. Lucifer was sy naam. Gabriel is 'n ander hoofengel. Nou sien, hulle staan daar en God sê van, waar kom jy nou vandaan? Hy sê, nee, ek het so 'n bietjie gaan reis op die aarde. Hy sê, het jy my diensknegt Job gesien? Daar's niemand soos hy nie. Hy aanbid my en hy's 'n wonderlike man. En skielik begin hier in hierdie boek iets wat elke nou en dan voorkom. God vra 'n vraag en dan antwoord Satan met 'n vraag. En julle gaan sien dat wanneer daar oor lyding gepraat word, is dit die een vraag na die ander. En hy sê vir hom, het jy hom gesien? Hy sê, ja, ek sien hy aanbid u, maar ek verstaan heeltemal, ek verstaan mense beter eintlik as u. Want weet u, hy aanbid u net oor wat hy by u kan kry. As ek so ryk was soos hy, het ek u ook aanbid. As ek soveel goeders het, en soveel wonderlike dinge, ek sê u ook aanbid. Maar vat dit weg. Weg is sy geloof. God sê, is reg? Kom ons kyk. Wetenskap, ronde nommer 1. En wat gebeur? Satan gaan en hy vat alles weg. Hy vat sy besittings, sy diere, sy huis, die val in mekaar, sy kinders is dood, en dan op 'n stadium, dan kom hy daar selfs, hy sê daar in hoofstuk 12, hy sê, ek het die voorwerp van spot geword, so hy verloor selfs die agting van al die mense. Want ek wil niks met so ou te doen hê nie. Kyk hoe gaan dit met hom. Nou ja, en Job, wat doen hy? Ons lees in 1 vers 20. Job het toe opgestaan, sy mantel geskeur, sy kop kaal geskeur, op die grond neergeval en in aanbidding gebuig. En hy het gesê,
Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Here het gegee, die Here het geneem, mag die naam van die Here geprys word. Ondanks dit alles het Job nie gesondig nie en aan God niks ongeryms toegeskryf nie. Ronde nommer 1. God wen hom. Hy het Job vertrou. Nou kom die Satan terug. Hy sê, het eintlik so 'n bietjie gekil. Want hy het my verbied om aan sy lyf te raak. Want ek sê vir jy, jy kan 'n man so goed vat, en hy kan nou oorkom. Maar as 'n man siek word, dan raak hy moedeloos. En dan is dit verby. Dan gaan hy ophou om u te aanbid. En God sê, goed, kom ons vat ronde nommer 2. Jy kan sy gesondheid wegvat, maar jy bly weg van sy lewe af. En wat doen hy? Hy gee vir hom 'n siekte. Nou, die siekte waarvan hulle praat, is al nou baie oor tyd gewonder. En veral die feit dat hy so met 'n potskerf gekrap het, baie moontlikhede sê hy het olifantsiekte gekry. So dat jou vel word so kliphard en jikkerig, en dan jou bene soos 'n olifant en jou arms ook so. En jy lyk verskriklik. So niemand wil eintlik naby hom kom nie. En dit wil lyk as ons gaan kyk, wat doen Job toe? Job sê vir sy vrou, hy sê, hoorie, as ons die goeie aanvaar uit God se hand, hoekom nie ook die slegte nie? En daarmee troef hy sy vrou. Want sy vrou wou hê, hy moet God vloek en sterf. So baie duidelik, ronde nommer 2, God het weer gewen. Maar nou, onthou nou maar, nou begin die tyd aanloop. En dis hier op die ashoop van die lewe waar Job nou sit en homself oor die dinge begin dink en praat, dat Job begin voel, maar die lewe, is dit werd? Kyk wat het nou gebeur. Sy vrou draai haar rug op hom. Dis vir hom baie sleg. Dit is vir hom baie naby. So 'n mens kan ook net soveel hanteer. En wat ons agterkom, bietjie vir bietjie begin Satan hierdie wetenskap wen. En daar waar hy op die ashoop sit, verskyn daar ander figure. En die figure is daar om Job te kom help. Dis nou sy vriende wat van ver afkom. Maar eintlik is Satan besig om mense te gebruik om nou sy wetenskap te wen. Hy het nou reeds baie maklik die vrou se kop geswaai. Hier is nou vriende. En hulle lyk of hulle kom help. Maar Satan gebruik hulle ook. Maar, wag nou, ek is nou besig om die storie vooruit te loop, nee. Kom ons lees bietjie Job, hoofstuk 2, vanaf vers 11 tot 13. 3 van Job se vriende het gehoor van al die teëspoed wat hom oorgekom het. Hulle het toe van die plekke waar hulle woon, Elifas uit Teman, Bildad uit Soag en Sofar uit Naama, op 'n bepaalde plek byeengekom om met hom meegevoel te gaan betuig en hom te gaan bemoedig. En toe hulle van ver af opkyk en hom nie eers herken nie, het hulle hardop gehuil. En hulle het elkeen sy mantel geskeur en hulle het stof in die lug op hom opgegooi oor hulle koppe. En hulle het saam met hom op die grond gesit 7 dae en 7 nagte lank. Niemand het 'n woord met hom gepraat nie, want hulle het gesien dat die pyn ondraaglik was. Hulle doen 'n wonderlike ding. Hulle weet, as jy iemand wil troos,
Moenie net maar vir hom 'n ou SMS stuur nie. Of 'n emoji met 'n mooi prentjie en traantjies nie. Of 'n WhatsApp nie. Of 'n briefie wat sê, sorry ou pel nie. Dis nou maar hoe die lewe is nie. Jy weet mos, elke donker wolk het 'n silwer randjie. Al hierdie mooi goedjies, hulle weet, medelee beteken, jy is teenwoordig. Jy is by hom. Sonder woorde. Kan ek dit weer sê? Sonder woorde. Want dit was wat Job se hart oopgesluit het. Toe net stil gebly. Kyk mooi wat het hulle gedoen. As ons praat van medelee, kan jy onthou wat het ons net toe gelees daar in 1 vers 20? Kan ek dit weer lees? Job het opgestaan, sy mantel geskeur, sy kop kaal geskeur, op die grond neergeval. Wat doen hulle? Toe hulle vir Job sien, wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle skeur ook hulle klere. Wat is die tweede ding wat hulle doen? Hy het sy kop kaal geskeur. Hulle gooi as op hulle kop. Die derde ding is, hy het op die grond gaan sit. En wat doen hulle? Hulle gaan sit daar by hom. En nou moet julle my net 'n oomblik kans gee. Ek gaan 'n sprong nou maak na die Nuwe Testament toe. Kan julle onthou van julle die lied wat ons gesing het, wat 'n vriend het ons in Jesus, lied 444, uit die ou Halleluja boek. Skielik het ek daai lied beter verstaan. Want van hierdie manne word daar gesê, hulle het van ver afgekom. Die ene is uit Withoek uit, die ene is uit Durban uit, die ander is uit Kaapstad uit. Hulle kom van ver. God, Jesus Christus, kom uit die hemel uit. Hy het nie sy mantel geskeur nie, sy mantel is uitgedobbel by die kruis. Hy het nie as op sy hoof gehad, 'n doringkroon. En hy het gesterf op die ashoop van Jerusalem. Op die ashoop van die lewe, sodat die ashoope in my en jou lewe skoon gemaak kan. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Nou, op daai oomblik lyk dit asof God voorloop. En dit was seker so, maar wat nou hier gebeur is dat hulle stilte maak Job se hart oop. Skielik hoef hy nie voor te gee nie. Hy kan sy hart oopmaak en hy kan sê wat hy regtig dink. En as ons nou hoofstuk 3 lees en hy begin praat, dan kom ons klomp goed agter en ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie. Jy het die voorreg om dit ook te gaan lees, maar kom ek lees vir julle vers 20 tot 22. En as jy iets van depressie weet, dan sal jy weet wat hier beskryf word. Waarom gee God die lig aan iemand wat hom moet afsloof? Waarom gee hy die lewe aan mense met verbitterde siele? Wat wag vir die dood, maar dit kom nie. Hulle wat dieper daarna delf, as na verborge skatte. Job maak sy hart oop. Wow. Maar is hier waar die volstruis in die windpomp invlieg. Hoe sê as die pop oor die venster uit. Want weet jy wat gebeur? Hierdie manne dink, Job het 'n goeie antwoord nodig. En ons is manne wat baie van God weet. Ons is teoloë. Ons ken die Bybel. Ons gaan hom antwoord uit al hierdie kennis wat ons het. En dis die verskriklikste ding wat hier gebeur.
is dat hulle besluit, hulle moet namens God met hom praat. Hulle as mense het raad vir hom. Kom ek lees vir jou Job 4. Job 4 vers 7 tot 9. Hoor wat antwoord hom. En hier staan ook by die hoofstuk, Elifas, sy eerste betoog. Dink tog daaraan vers 7. Wie het, terwyl hy onskuldig is, omgekom? Waar is opregtes al uitgewis? Wat ek waargeneem het, is dit, wie onreg inploeg en teëspoed saai, oes dit ook. Wat sê hulle vir hom? Weet jy op, die moeilikheid, is jou eie skuld. Jy het gesondig, toe moes God jou straf. Hy kon nie anders nie. Hy sê, maar ek het nie. En dis waaroor die strydery die hele tyd gaan. Hy sê, ek het nie gesondig nie. Hulle sê, man, hoor jy so, dit moes so wees. Dis moes hoe die lewe is. Boontjie kry sy loontjie. Wat jy saai, gaan jy oes. En wat het jy geoes? Jy het bitterheid geoes, jy het swaar kry geoes, jy het al hierdie moeilike probleme het jy geoes. So ergens moes jy iets gedoen het, en jy is net te skaam om vir ons te vertel. Kom uit, daai geheime sonde van jou. En wie wat doen hulle? Hulle sê, jou kinders wat dood is ook hulle skuld. Kan hom gaan lees daar. So hierdie slim manne is besig om 'n teologie, 'n kennis van God, uit te werk waar ons noem die teologie van oorsaak en gevolg. Elke ding het 'n oorsaak en 'n gevolg, so ook by God moet ons dieselfde ding doen. En dis 'n ding wat baie algemeen by mense voorkom. Kom ek lees vir julle wat staan in Johannes 9, dis nou weer Nuwe Testament, vers 1 tot 3. En in die verbygaan het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? En Jesus het geantwoord, nog hy, nog sy ouers het gesondig, maar dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Kan julle onthou dat ek laasweek gesê het, hoe algemeen kom dit voor? Die oomblik as ek swaar kry, wat sê ek? Hoekom straf God my so? Dis die teologie van oorsaak en gevolg. So as ek swaar kry, beteken dit ek het iets verkeerd gedoen. En is dit die waarheid? Nee. Dis 'n leuen. En is hier waar ons begin besef dat Satan begin voorloop. Weet julle hoekom? Want die leuns het begin inkom. Satan is die vader van die leuen. En hy gebruik leuns, halwe waarhede wat erger is 'n volle leuen, om dinge uit die woorde te gebruik om my en jou moedeloos te maak. En ons moet dit weet. Ons moet weet dat in tye van swaar kry, is dit baie maklik om die leuen te glo. So, wat hy hier doen is, sy tegniek is dit, dat hy verskyn nie aan Job direk nie, maar hy gebruik mense. Staan nie wat sê ek? Ek moet so versigtig wees, dat ek nie die draer word van 'n leuen nie. En daarom was hulle stilte baie beter, as hulle sogenaamde antwoorde. En dis 'n ding wat ek en jy ook vir mekaar moet leer. So, kom ons kyk, wat is die eerste leuen wat Satan gebruik? Hy sê eintlik, alle vrae op aarde het antwoorde. Alle vrae wat ek en jy het,
het 'n antwoord, ons moet dit kry. En ek praat nou, asof ek nou met julle praat, maar weet julle, ek praat met myself. Ek onthou toe ek klaargemaak het, as predikant, nou onthou, nou het jy 7 jaar, jy studeer, jy het gesit daar by topgeleerdes, en jy het al hulle wyshede gehoor. Ek het nog nie al die klasse bygewoon nie, maar kom ons los nou daai deel van die waarheid, kom ons los dit uit. Maar die feit is dit, dat ek het gedink, nou is ek die antwoord op hierdie gemeente se vraag. Met tyd as ek so 'n paar jaar hier gewerk het, is hier geen vraag meer oor in hierdie gemeente nie. Want ek was baie slim. En toe op 'n dag gebeur daar iets, wat vir my tot my sinne geruk het. Ek woon 'n begrafnis by, wat 'n ander predikant lei, en hy begrawe 'n dogtertjie wat verdrink het. En terwyl hy so praat met die ouers daarvoor, sê hy hierdie woorde: die Here het na julle tuin gekom en sy mooiste blommetjie gepluk. Klink baie mooi. Maar op daai oomblik vra ek myself die vraag af: waar kom hy daaraan? Hy praat asof hy weet wat God gedoen het. Hoor wat sê hy? God het gekom en sy mooiste blommetjie gepluk. Dit is 'n leuen. En ek weet ook hoekom dit 'n leuen was. Want 'n ruk daarna moes ek hoor wat die pa sê. Wie het God die reg gegee om in my tuin te kom en my mooiste blommetjie te pluk? Staan julle? Dit besef ek. So ek bely vanmôre teenoor julle, dat ek op 'n stadium in my lewe al die antwoorde gehad het. Maar toe was ek jonk. Maar hoe ouer ek geword het, meer het ek besef, daar's nie antwoorde op al die vrae nie. Die waarheid is, party vrae word nooit geantwoord hier nie. My God, waarom het U my verlaat? Wie se woorde was dit? Jesus se aan die kruis. Het hy 'n antwoord gekry? Nee. En dit het my gehelp om jare daarna by 'n vriend te bly wat in 1 jaar 2 dogters verloor het. Al 2 het al gewerk. Niemand het dit verwag nie. En hulle is aan siekte dood, al 2 aan kanker. En kan julle dink? Hierdie man het gebid. En hy het my ouens gehoor praat en gesê die Here is goed. En as 'n slegte ding gebeur het, dan kom dit van die Satan af. So ons moet die Satan bestry. En dit is goed wat hy geglo het. En hy het gesê, die Here sê, vra wat jy wil. Hy sê, en ek sal dit vir jou gee. Jy moet dit net in my naam vra. En hy het al die goedes uit die tekste uit die Bybel uitgehaal. Hy het so een kant uitgehaal. Die waarhede. En toe gaan sy kinders dood. So wat sê hy? Dat is nie God. Nou en ek en 'n vriend besluit toe maar, kom ons gaan kuier vir hom. En ons gaan sit by hom en ons sê vir hom, vertel vir ons hoe jy voel. En hy begin praat. En hy praat, en hoe meer hy praat, hoe meer huil ons saam met hom. En ons sê naderhand vir hom, jy moet asseblief net een ding onthou. Al voel dit vir jou asof God jou verlaat het. Ons gaan jou nooit verlaat. Jy mag dit sê wat jy sê. Praat dit. Ons weet nie hoe jy voel nie. Ons kan nie dit verstaan nie. Maar ons is hier by jou.
En dit het vir my op daai oomblik 'n gevoel, ek is soos Moses, wat daar by die brandende braambos gaan staan, en al wat ek kan doen is, ek besef ek is op heilige grond, en ek trek my skoene uit, en ek bedek my hoof, want 'n ander man se smart is heilige grond. Ek kan nie daar inkom en instorm. Weet julle wat? En ek hoef nie 'n antwoord te hê. Dis nie wat die Here van ons vra nie. En ek maak dit vandag vir jou makliker, want weet jy wat, as daar iets sleg met iemand gebeur het, eerste ding wat ek wonder is, as ek nou daar by hom kom, wat moet ek vir hom sê? Wat 'n mooi boodskapie moet ek vir hom gee? Asseblief, bly weg. Moet die boodskapies gee nie. Jy het dit nie by God gehoor nie. Hy sal by God hoor. En is nodig dat hy die antwoord, of sy die antwoord kry, by God self. Ek moet net daar wees, om saam te wees. Daar is vir my altyd hierdie mooi storie, werklikheid, ek weet nie, maar die waarheid daarvan is daar. Die seentjie het weggeraak die middag, en sy ma weet glad nie waar sy is. En hier op 'n stadium kom hy terug. En sy sê, Boetman, en waar was jy? Hy sê, nee, ek het by die oom langsaan gaan kuier. Sy sê, jong, jy moenie daar gaan pla nie. Jy weet mos die oom se vrou, die tannie is oorlede. Hy sê, ja, nee, ek weet. Hy sê, en ek het gegaan om die oom te troos. Sy sê, maar hoe het jy die oom getroos? Sy antwoord was, ek het hom gehelp huil. Die waarheid in die mond van die suigeling. Ek het hom gehelp huil. En dan gebeur het dat Job begin voel naderhand. Hoorie, ek dink nie ek gaan my antwoorde kry by hierdie manne nie. Want die leuen wat Satan gee, is dat hy sê, as ek met God stry, gaan God my verwerp. As ek vir God sê, ek is kwaad vir hom, gaan die weerlig my slaan. Dis nie waar nie. Het julle agtergekom wat staan regtig in die Bybel? Het julle al die psalms gelees? Wysheidsliteratuur soos wat Job is? Het julle al die klaagliedere van Jeremia gelees, waar hy sê, Here, U is soos 'n beer wat my verslind. Here, U is soos klippertjies tussen my tande. En Job het hom nie verwerp. God het hom nie verwerp nie. Ons mag met God oor hierdie dinge praat. Nou, Job besef toe, ek gaan nie my antwoorde by hierdie mense kry nie. Ek gaan my antwoorde kry by God. En toe praat hy met God. Nou is dit interessant. Die hele tyd terwyl hierdie manne besig was met al hulle teologie en hulle pratery, is God doodstil. En die mense is besig hieronder met mekaar. En dan, as hy met God praat, begin terugpraat. En wat doen hy? Kom ons kyk bietjie wat staan in Job 38. Dit is nou baie interessant. Dat toe God nou vir Job antwoord, hoor wat sê hy. Die Here het Job uit 'n stormwind geantwoord en hy het gesê, wie is hierdie een wat 'n plan vertroebel met woorde sonder kennis? Omgord jou heupe soos 'n man. Ek gaan jou ondervra en dan lig jy my dan in. Waar was jy toe ek die fondament van die aarde gelê het? Maak dit bekend as jy
die insig verwerf het. Wie het die afmetings daarvan bepaal? Sê, as jy dit weet. Vers 31, ek slaan nou maar oor, want anders te lees ons baie lank. Ken jy die wette van die hemelruim? Kan jy die invloed daarvan op die aarde vasstel? Kan jy jou stem na die wolke rig, sodat 'n watervloed jou bedek? Wat doen God? Hy vat vir Job met vakansie. Hy vat vir hom op 'n reis, maar nie sommer so nie. En hy vat hom nie eers planetarium toe nie, hy vat hom sommer in die heelal. En hy sê, kom kyk, kom ek wys vir jou, wat het ek gedoen, en waarvoor sorg ek elke dag. Nou, wanneer daar oor die heelal gepraat word, en wetenskaplikes praat daaroor, en dan gebruik hulle terme, wat ek nie enigstens verstaan nie. Ek weet nie of jy dit verstaan nie. Daar word byvoorbeeld gesê, dat die radius, dis nou met ander woorde, die straal, as ons hier staan, en ons sou in die middel staan, dan is die radius van wat ons, die sigbare heelal, is ten minste 6,5 miljard ligjare. Soos 93 miljard ligjare ver. Weet nie of jy verstaan. Ook aan my begrip. Dis iets scary. Ons woon op die 3de planeet in ons sonnestelsel. Ja, daar is 'n son in die middel, dan staan 9 planete wat om hom draai, ons is nommer 3. Dis 'n sonnestelsel. Nou staan ons buitekant vanaand, dan is daar, wat noem ons dit, die Melkweg. Ons is deel van hierdie spesifieke Melkweg. En hierdie Melkweg van ons het so ongeveer 200 miljard sonnestelsels, sterre. Elke ster het 'n klomp planete, ons sien net nie die planete en ons sien die sonne. In ons Melkweg is daar 200 miljard. En hulle bereken, daar is ongeveer 100 miljard sulke Melkwegstelsels. Totaal na bokant te mense begrip. Wat is God besig om te doen? Dis van Job. As ek vir hierdie heelal kan sorg, as ek hom gemaak het en hom versorg, en in stand hou, en veilig hou, en perfek balanseer, dink jy nie ek kan vir jou sorg nie? Dis wat hy vir Job eintlik vir hom vra. Natuurlik kan Satan met 'n ander leuen kom en sê, nou verstaan ek, hoekom God my nie antwoord nie, hy is so besig met ander dinge. Jy weet dat hy nie seker tyd het van my nie. Weet jy wat doen hy toe? Hy vat Job wildtuin toe. En daar in die wildtuin gaan wys hy vir hom 'n paar dinge. Nou, weet julle, dit is verskriklik interessant, dat wanneer ons gaan kyk na die diere wat die Here vir Job uitwys, wys hy vir hom al die diere uit wat Job glad nie kan gebruik nie. Hy is van geen nut vir 'n mens nie. So ons sou dink die eerste dier wat hy sou uitwys is die olifant. Nee, daar's nie 'n olifant in nie. Kom maar kyk net gou saam met jou hoofstuk 39, vers 1 en 2. Kan jy vir 'n leeuwyfie prooijag die honger van jong leeu's bevredig, wanneer hulle 'n lêplek hurk onder 'n blaredak gereed sit vir die hinderlag? Nou, ons weet, ons kan nie 'n leeu gebruik nie, né? Vers 12. Sal die buffel instem om vir jou te werk, of sal hy by jou voerkrib oornag?
Kan jy 'n buffel bind aan 'n ploegvoer met sy leiriem, of sal hy die leegtes wat agter jou lê, kan jy hom vertrou? Terwyl sy krag so groot is, of aan hom jou swaar verdiende oes oorlaat? Vertrou jy hom dat hy sal terugkom met jou graan en dit op jou dorsvloer sal bymekaar maak? Hy's amper sarkasties, né? Hy sê vir hom nog een, 40, hoofstuk 40, vers 20. Kan jy 'n Leviathan, nou Leviathan is 'n oerdier, is 'n krokodil. Kan jy 'n krokodil aan 'n hoek intrek, met 'n tou sy tong onder bedwang bring? Kan jy 'n biesie deur sy neus sit, met 'n doring sy wang deurboor? Sal hy baie smeekbedes tot jou rig of saggies met jou praat? Sal hy 'n ooreenkoms met jou sluit dat jy hom as lewenslange slaaf aanneem? Kan jy met hom speel soos met 'n voël, hom vasbind vir jou dogtertjie? Ensovoorts. Dan moet sy Job sê, nee, is jammer, hulle is nutteloos vir my. En wie wat sê God? Ek sorg vir hulle, al is hulle nutteloos. Job, ek sorg vir jou. Nie omdat jy nuttig is nie. Ons dink baie keer, jy weet, as ek nuttig is vir die Here, dan sal die Here my seën. Dis jammer. God se liefde is baie, baie groter as dit. Uiteindelik verduidelik God niks vir Job nie. Hy gee hom nie 'n antwoord op enige van die goed wat hy gedoen het nie. Want hy's God. Hy hoef nie. En daarom moet ons weet dat ons kan nie altyd die antwoorde wat God vir ons sou gee kon dra nie. Toe ek gisteraand sit en dink oor hierdie preek, toe kom daar iets in my gedagte terug wat ek jare gelede gelees het. En dis 'n boekie van iemand met die naam van Corrie ten Boom. Dalk het sommige van julle dit ook al gelees. Maar sy vertel dat sy as 'n jong dogtertjie saam met haar pa gegaan het. En dit was voor die Tweede Wêreldoorlog. En hy het horlosies reggemaak, kerkhorlosies. En hy het sy gereedskap saamgevat en hulle is in die trein, en hulle daar in die trok en ry hulle na die volgende dorp toe. En terwyl hy daar sit, sê sy, "Papa," hy sê, "Ja my kind," sy sê, "Wat is seks?" En hy bly stil. En die trein hou stil. En hy sê vir haar, "Bring my sakke." En sy gaan vat. Sy sê, "Papa, hulle is te swaar vir my om te dra." Hy sê, "My kind, daar is sekere goed wat te swaar is vir jou om te dra. Intussen sal papa dit dra." Daar is baie goed in ons lewens wat te swaar is. Maar dat God vir my dit intussen sal dra, want hy weet wat dit is. En dan kom ons weer by hoofstuk 42 en hier is dit weer prosa. Nou begin die storie aan ontvou. Job het die Here geantwoord na alles wat die Here vir hom gewys het. En hy het gesê, "Ek weet dat U alles kan vermag, dat geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie is die een wat 'n plan verberg terwyl hy geen kennis het nie? Daarom het ek sonder begrip, ja sonder kennis, my mening gegee oor dinge wat vir my te wonderbaar is. Luister en ek sal praat, het U gesê. Ek sal jou ondervra, lig jy my dan in, het U gesê. Op hoorsê het ek van U verneem, maar nou het my oog U gesien. Daarom herroep ek dit en het ek berou in stof en as." Kan julle onthou wat so mooi goed is in die begin van Job gesê? Die wonderlikste lewe wat hy gehad het. Wat sê hy in die einde? Ek het eintlik net van God gehoor.
Maar nou het ek homself leer ken. En dis aan die einde van die dag die grootste vrug van pyn, van donkerte. Want dis die plek waar ek God self leer ken. En nie luister na ander mense nie. Wat sê die Here? En daarom het hy hierdie vrug. En dan kom daar uit die volgende gedeelte, en hier was vir my verstommend. Dat hier staan naskrif in my Bybel. Nadat die Here hierdie woorde vir Job gesê het die Here vir Elifas uit Teman gesê, my toorn het ontbrand teen jou en jou 2 vriende, want julle het nie, soos my diensknegt Job gesê, wat reg is oor my nie. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme, gaan na my diensknegt Job, en bring ter wille van julleself 'n brandoffer. By diensknegt Job moet vir julle bid, dat ek julle nie iets onbehoorliks aandoen nie. Ek sal net teenoor hom goedgesind wees, want julle het nie, soos my diensknegt Job gesê, wat reg is oor my nie. Elifas het 'n man, Bildad uit Sofar uit Naama, het toe gegaan en gedoen wat die Here vir hulle gesê het, en die Here was Job goedgesind. Hoekom is dit vir my 'n raaisel? Nou gaan vir julle sê, dat wanneer jy lees wat hierdie manne van God gesê het, is dit die mooiste goed. Hulle sê pragtige goed is oor die Here. En hy sê, ek gaan iets onbehoorliks aan julle doen, want julle het nie die waarheid gepraat nie. En ek het nog die hele tyd geworstel, en skielik op 'n dag, kry ek die antwoord, en ek gaan dit nou vir jou gee. Hulle was die hele tyd besig, om oor God te praat, van hom te praat, maar daar's nie een keer in hierdie gedeelte, waar hulle met God praat. Hulle bid nie een keer. En dis 'n ding wat baie gebeur. Mense sit in Bybelstudiegroepe, en ons praat oor die Here. Ons praat van hom. En dan sê ons aan die einde, sal iemand asseblief afsluit? Doodse stilte. Want nou moet ons met God praat. Het is baie makliker om van God te praat. Of praat jy met hom? Hoe lyk jou stilte tyd? Want dis waar die kern van die ding lê. En dan lees ons verder, die Here het Job se lot verander toe hy vir sy vriende gebid het. Die Here het alles wat Job besit het vermeerder, dubbel soveel. En al sy broers en sy susters en al sy vorige kennisse het na hom gekom en saam met hom in sy huis brood geëet. Ek word so wat 'n vieste in as ek hierdie stuk lees. Waar was hulle toe Job in die moeilikheid was? Maar toe hy nou weer kos het, toe kom kuier hulle weer. Daar's nou weer wyn op die rak. 'n whisky of 2. Nou is ons daar. Nee. En sê, hulle het met hom meegevoel betuig en hom getroos oor al die onheil wat die Here oor hom laat kom het. En toe gee hulle elkeen vir hom 'n persent. Te laat. Maar nou ja, dis die verhaal van die lewe. Hoe sê ons die Bybel, moenie op mense vertrou nie, by wie niemand heil kan vind nie. Job het God die wetenskap laat wen. Dit is baie duidelik. Want julle lees van almal in die eerste hoofstuk, lees julle in die laaste hoofstuk, behalwe van Satan. Gaan kyk maar, Satan is skielik weg. Hy het verloor. Goed, ons moet net weet, Satan is nie meer voor die troon van God nie, Openbaring 12 sê, hy is nou op die aarde, maar hy het nog self dieselfde metodes. Hy is die leenaar, hy wil my in my smart, wil hy met leuns bedien, hy skop my terwyl ek op die grond lê, want hy is 'n lafaard. Maar die Here het die waarheid. En dis hoekom ons met mekaar praat oor die Here. Job was gelukkig op 'n manier, het hy 'n antwoord gekry op al sy vrae. Maar
Dalk is my en jou hoofstuk 42, eers die dag wanneer ons by die Vader self kom. Intussen moet ek hom vertrou vir dit wat hy in my lewe vir my gee. Paulus sê, ons kyk deur 'n spieël en 'n raaisel, eendag van aangesig tot aangesig. Maar terwyl ons deur die spieël kyk, mag ek en jy ook getuig. Vroeër het ek net van God gehoor, maar nou het ek hom self leer ken. Amen. Here, ek ken nie elkeen wat vanmôre hier sit, sy emosies nie. Ek ken nie elkeen se pyn nie. Ek ken nie elkeen se worsteling nie. Ek ken selfs nie hulle wat vies is om hierdie goedes te hoor nie. Ongeduldig raak. Want ons soek nie meer antwoorde nie. Ons is net kwaad. Maar U weet, Here. U weet om watter pad met elkeen te loop. En al wat ek vanmôre as 'n mens vir myself bid, dat ek as 'n mens in U hande bruikbaar sal wees om hulle wat geval het te help opstaan. Ek maak my hart oop vir U Gees om my te lei met wie en waar. En mag ons in hierdie gemeente beleef hoe dat dit 'n plek is van herstel, van genesing, van moed gee. Het ook ons gebede vanmôre gehoor, oor môre en oormôre in hierdie week. Mag U die God van die heelal ook in hierdie klein dingetjies net weer ons laat glo in 'n God wat alles beskik. In Jesus se naam bid ons dit. Daar is geen ander naam. Ons eer